Dit is dan 16 Junie vandag, lesing 39, Groot Johannes Evangelie boek 4. Nou ja, ons het nou nog steeds besig met die gesprek tussen Johannes en Zorel, die man wat baie ver weg van die waarheid was. En nou het Johannes vir Zorel verwys na Yeshua wat ook daar sit. Nou, vir die wat nou nie dit gehoor het nie, maar die magnetiese slaap verhaal wat 'n paar weke terug wat ons behandel het met hierdie man, toe hy in sy innerlike was, in sy siele toestand kom en beweeg na sy gees toestand, was daar altyd een wat hom gelei het, en dit was Yeshua self. Hy het hom as 'n mens gesien en hy het hom ook gesien as absolute ontoeganklike lig. En toe hy wakker word, het hy natuurlik alle herinnering van daai droom verloor, maar Yeshua het beloof dat hy bietjie sal kry, en nou is Yeshua vir hom bekend, maar hy weet nie van waar af nie. En nou is daar 'n huiwering vir hom, of van hom, om nader te gaan, weens die besef nou van sy groot sonde. Dit is die nuwe kleed wat hy aangetrek het in die vorige lesing. 'n kleed van erkenning van sy verkeerde weë en berou. En 'n berouvolle hart is die eerste voorwaarde vir enige iemand om 'n verhouding met Yeshua te kan begin. As daar nie nederigheid waaruit berou kom is nie, kan die gees nie ingaan in daardie siel nie. So eenvoudig soos dit. Ons lees nou verder, die weg na die ewige lewe. En hierdie een hoofstuk, of eintlik albei hoofstukke, is seker die kern van Yeshua se leer opgesom in hierdie woorde. So luister baie mooi, want dit is baie sterk, en dit is 'n kernhoofstuk hierdie. Hoofstuk 78, maar tot groot verrassing en verbasing van Zorel, sê ek Yeshua vir hom, wie sy gebreke berouvol erken en boete doen in die ware lewende nederigheid van sy hart, is vir my kosbaarder as 99 regverdiges, wat die boetedoening nooit nodig gehad het nie. Kom daarom nou na my toe, boetvaardige vriend, want in jou heers nou die ware deemoedige gevoel, wat vir my kosbaarder is, as dit van hulle, wat vanaf die oerbegin regverdig is, en in hulle harte roep, Hosanna, Elohim in die hoë, dat ons u gewyde naam nooit geskenk het, deur 'n willens en wetensbegane sonde nie. Dit mag hulle roep, en daartoe het hulle ook die reg, maar dit maak ook dat hulle met veroordelende oë na 'n sondaar kyk, en sy nabyheid vermy soos die pes. En hierin is vir my 'n les vir ons elkeen, wat tot bekering gekom het, en wat nou al 'n jarelange pad met Vader stap. Besorg, dat jy nie met veroordelende oë na jou sondige naaste kyk, wat nog nie blootgestel was aan Yeshua se liefde nie. Want dan maak dit ons regters, en in baie gevalle polismanne, want dan wil jy nog vervolging ook toepas. Dit is nie wat hy wil hê nie. Jou hart moet berouvol en boetvaardig na hom toe gaan en sê, dankie Yeshua dat u my sonde vergewe het. En nou kan jy 'n ander sondaar aankyk met dieselfde vergifnis in jou hart, omdat jy gered was, waar ook al jy was, drank, dwelms, vroumense, dobbel, enige ander goed, het hy jou daar gaan haal. En dit is altyd vir my so treurig, dat baie mense wat uit die kerke uitgekom het, veroordeel al die mense in die kerk. En dit is nie reg nie, die misleides wat in die kerk sit, moet ons met die grootste liefde, moet ons
hulle beskou en hulle probeer nader trek. Ek kom nie op vir die kerk self nie, die organisasie met sy uitvoerende beamptes is almal baie bewus daarvan dat hulle vir jou lieg. Moenie 'n fout maak nie. As jy hulle werklik in 'n hoek druk, dan sal hulle vir jou sê, ja, ons verkondig goed wat nie in die skrif en die Bybel staan nie, maar ons plek waar ons geleer het, ons kweekskool het dit vir ons gesê, en nou leer ons dit vir julle. Maar die arme mens wat niks anders te gehoor het as dit nie, wat van kleintyd af deur die kerk se sisteem gekom het, moet 'n mens met baie sagte oë aankyk, sodat jy dan die waarheid by hulle kan kry. En dit is vir elke geleentheid wanneer jy met so 'n mens te doen het, vra in jou hart vir Yeshua, hoe moet ek praat, wat moet ek hom gee, en vir hoe lank moet ek met hom praat? Want dit gebeur nie oornag nie. Dit is iets wat tyd vat, en geduld vat, en meeste van alles medelee. As jy en ek erken dat ons in die verlede was ons baie so, met 'n vuis in die lug en die Bybel in die ander hand, probeer om die ou oor die kop te slaan met, soos jy sê, waarheid, gaan jy die ou nie wen nie. En ongelukkig het die bewegings wat uit die kerke uitgegaan het, baie skade aangerig, toe hulle buite kom, en blootgestel word aan waarheid, onder andere ons identiteit, aan die ware name, die ware onderhouding van die Sabbat, die ware doop en al die goed. En dan het mense ongelukkig hoogmoedig geword, en weer eens wys ek nie vingers vir julle nie, daar wys vingers na my toe terug, en het ons baie skade gedoen aan die waarheid. Nou kom Yeshua en hy sê vir ons dat waarheid slegs vanuit die liefde kan kom. Al het jy waarheid wat jy verkondig en dit kom nie uit die liefde nie, dan is dit nie waarheid nie. So onthou dit wanneer jy met jou medemens werk, en baie keer dan het ons nie genoeg geduld nie. Hulle, dis nou hierdie wat nie nodig gehad het om berou te toon nie. Hulle lyk soos geneeshere of soos dokters, wat self blakend gesond is, maar daarom bang is om daarheen te gaan, waar 'n sieke hulle om hulp roep, uit vrees om uiteindelik self siek te word. Is die geneesheer of dokter dan nie beter en meer agbaar, wat geen siekte ontsien, en hom haas na elke sieke wat hom geroep het nie? Ook al word hy soms besmet, dan vererg hy hom nie daaroor nie, maar help die sieke en ook homself, en so is dit goed. Nou hier gebruik hy 'n aardse vergelyking, maar dit wys op die geestelike. Moenie bang wees om na iemand toe te gaan, wat baie erg besete of okkult gebonde is, om hom te help nie. Gewoonlik is hierdie regverdiges, hierdie dokters wat dink hulle is almal gesond, hulle kom nie naby 'n sieke, want dan gaan hulle siek word nie, is dan nie werkers in Vader se wingerd nie. As jy na so 'n sieke toe gaan, seël jouself af met Yeshua se bloed, salf jouself, en dan wanneer jy met so 'n sieke werk, sal niks jou oorkom nie, niks sal met jou gebeur nie. Maar wee jou, as jy jouself nie beskerm in Yeshua se liefde nie, en onder sy bloed nie, dan mag jy dalk van die goed wat jy genees by 'n ander persoon, mag van die besmetting oorspring na jou toe. En dit is nie lekker nie, want dit is moeilik om eerstens agter te kom dat dit gekom het, en moeilik weer om dit te los of af te kry. Kom daarom nou na my Yeshua toe, dan sal ek jou toon wat my leerling jou nie kon toon nie, naamlik die enige ware weg van die lewe, en die liefde, en die ware wysheid uit die liefde. Deur hierdie woorde van my, kry Zorel moed en kom skoorvoetend na my toe.
Toe hy by my is, sê ek, vriend, die pad wat tot die lewe van die gees lei, is doringagtig en smal. Onthou die pad wat hy geloop het in sy magnetiese slaap. Dit beteken so ongeveer, al die bittere, erge en onaangename wat jy in hierdie lewe van die kant van die mense af ondervind, moet jy met alle geduld en sagmoedigheid bestry. Let wel, nie net sekere van die bittere nie, al die bittere. En wie jou kwaad aandoen, sal jy nie dieselfde kant terug doen nie, maar die teendeel. Dan sal jy gloeiende kole op sy hoof stapel. Wie jou slaan, moet jy nie in gelyke munt terugbetaal nie. Absorbeer liewer nog 'n klap van hom, om vrede en eenheid tussen julle te bewaar. En hierdie klap is nie net fisies nie, dit is meer 'n geestelike klap, waar iemand 'n baie lelike ding van jou sê, wat of waar is of nie waar is nie. Miskien was dit iets wat jy in jou lang terug verlede gedoen het, nou kom die man en nou kom haal hy al hierdie goed uit, die ander ou wat jou nou wil te nakom, en grawe ou koeie uit wat al lankal tussen jou en jou verlosser uitgesorteer is. Dit was 'n ander lewe. En nou sê Joshua, wat is die eerste ding by 'n mens opkom, maar ek gaan nou van hom, al sy goed wat hy dink hy nie weet, ek weet nie, gaan ek nou vir al die mense sê. Dit is die eerste wêreldse denke wat by jou opkom, maar dit sê hy vir ons baie duidelik, moenie, draai eerder die wang, dat as hy jou nog slegter wil behandel, en nog slegter goed van jou wil sê, laat hy dit doen. En dit, mense, is die kern van Joshua se evangelie wat swaar is. Dit is nie maklik nie. Die enigste manier hoe jy dit kan regkry, is om Joshua te vra om jou hart vol liefde te maak vir jou medemens. Waar jy daai medemens wat nou van jou skinder en absolute leuns van jou verkondig, dat jy hom nog in jou hart kan lief hê, soos wat Joshua jou lief gehad het, toe jy daai dinge dalk gedoen het. Of lief gehad het terwyl jy nooit van daai goed gedoen het nie, dit was nie waar nie. Ek moes hier op hierdie plaas met baie mense se stories, erge, lelike dinge wat hulle van my sê, wat glad nie waar is nie. Ek weet wat ek gedoen het en wat ek nie gedoen het nie. Maar nou kan jy hom nie anders te aankyk as met sagte oë nie. En na mate tyd verloop, en die drif gaan uit daardie persoon uit, dan is dit asof brandende kole op hulle hoofde brand, en dan versag hulle. Maar as jy nou met gelyke mate teruggeslaan het, dan bly daar vir ewig 'n band en 'n skeur tussen julle, wat baie onwaarskynlik is dat die ander persoon dit sal herstel, omdat daai persoon 'n stuk van die wêreldgees in het om jou in die eerste plek af te gebreek het. Die enigste een by wie dit lê, dat daar uiteindelik vrede en versoening is jy. En as jy dit nie doen nie, is jy maar net nog 'n wêreldmens. So hierdie ding werk nogal baie na twee kante toe. En ons wat nou hierdie kennis het, moet opstaan en Joshua se leer uitleef. Nie net sê nie, uitleef. Ek lees weer daai laaste sin. Wie jou slaan, moet jy nie in gelyke munt terugbetaal nie. Absorbeer liewer nog 'n klap van hom, om vrede en eenheid tussen julle te bewaar. Want slegs vrede is bevorderlik vir die groei van hart en siel in die gees. Dit is so waar. Ons kom baie keer in toestande waar daar onvrede heers. Iets wat in ons daaglikse lewe oor ons gekom het, en dan is daar 'n onstuimigheid in jou hart. En wanneer daai onstuimigheid daar is, kan jy nie groei nie. Want om kort te stel, dis 'n verkeerde gees.
En die gees van liefde kan nie inkom waar verkeerde geeste is nie. Jy moet jou tempel skoonmaak vir die Vadergees om in te kom en daar te bly. Maar as jy daai persoon wat jou onstuimig gemaak het, jy kom 'n rukkie, kom jy tot bedaring en jy besluit om die vrede te bewaar deur of stil te bly en nie hierdie persoon aan te vat nie, terug aan te vat nie en hierdie stamp en stote te vat, te absorbeer, dan sal jy die voordeel kry. En in 'n mate die ander persoon ook, omdat jy eintlik sy swakheid voor Yeshua bring en sê, Vader, deur dat ek hom vergewe, vra ek dat U hom ook sal vergewe en dat U hom ook sal seën. Dit is wat daai daad van draai jou wang sodat hy jou weer kan klap. Jy tree eintlik vir hom in. Ja, deur hierdie gesindheid tree jy in. Is jy eintlik besig om Yeshua lewend in jou uit te leef. Jy word 'n God. Dit is waarheen ons gaan. Ons gaan gode seuns en dogters word, maar ons kan dit al op aarde wees as ons hierdie eienskappe openbaar. Ons gaan verder. Wys niemand af wat jou vir 'n diens vra of vir 'n gawe nie. Vooropgestel dat die diens wat van jou verlang word nie teen die gebooie van Elohim en die staatswette ingaan nie, wat jy baie goed sal kan bepaal. Vra iemand jou vir 'n kleed, gee hom dan ook nog die mantel daarbey, sodat hy sal besef dat jy 'n leerling uit Elohim se skool is. As hy dit besef, sal hy die mantel nie van jou aanneem nie. Neem hy hom egter, dan is sy besef nog uiters swak, en treur dan nie oor die mantel nie, maar omdat 'n broer die nabyheid van die ryk van Elohim nog nie kon onderskei nie. In kort, bied altyd vir iemand wat jy help, bietjie meer as wat hy vra. Dit is wat Yeshua hier sê. En as hy die wat meer wat jy vra met dank aanneem, ja, gee dit vir hom. Die groot ding is hier is die dankbaarheid van daai persoon. Maar as hy sommer net dit gryp, dan sê Yeshua, treur eerder, want hierdie broer het die nabyheid van die ryk van Elohim gevoel, gesien, ervaar en hy dit nie herken nie. En so sien ons dit, hierdie plaas is altyd 'n goeie werksplek vir hierdie woorde wat ons nou hier lees. En hierdie ding sien ek vreeslik baie, dat mense nie Vader se hand in die dinge kan sien wat elke dag met hulle gebeur nie. Daar's mense wat openlik op hierdie plaas bly, wat teen ons geloof staan, wat teen Yeshua staan, en teen die gees wat ons hier vanmôre het in die woorde van Yeshua. Maar hulle besef nie dat dieselfde gees daar buite is as ons nou weer begin met ons werk. En saam met ons is die hele dag. So die gees wat die kos uitdeel, die gees wat die kos gaar maak, wat al die fasiliteite op die plaas glad laat verloop, is dieselfde gees as wat vanoggend hier is. Maar hulle verwerp die geestelike dinge, maar hulle eet die fisiese dinge. En dit kan ek nie verstaan nie, hoe 'n mens so kan werk nie. Want hier word elke dag mantels en hemde en klere uitgedeel vir elke mens. Elke dag word hier op hierdie plaas dit uitgegee, wat mense maar vir bitter min van hulle kant af hoef te gee. Wie jou vra om 1 uur of 'n myl met hom saam te gaan, gaan maar 2 ure of 2 myl saam, sodat jou bereidwilligheid hom sal toon, uit watter skool diegene moet wees, wat tot so 'n hoë graad van selfverloning in staat is. Op die manier sal selfs die dowes en blindes
die korrekte aanwysings kry, dat die ryk van Elohim naby gekom het. Die ryk van Elohim is daarin duidelik wanneer iemand jou vra om hom te help, en jy kan dit doen, al moet jy van jou eie opgee, dan sal hy sien, maar hierdie man help my. En hy help my uit liefde, en nie omdat ek in sy kerk is nie. Want so kry ons baie dinge in die stad, mense wat hier kom en vir my sê, hulle is daar op die straat en nie kos gehad nie, vra ek, maar daar is mos baie kerke, help hulle julle nie? Nee oom, nie as jy nie 'n lidmaat is nie, help hulle jou nie. Nou dit is hoe dit gebeur het, of nou in die land is, en in baie gevalle sal mense sê, ja, jy is nou honger, maar ons maak eers ons stoor oop oor 3 dae, of 4 dae, so ons kan jou nie help nie. Wat is jy veronderstel om te doen as die organisasie se deur eers oor 4 dae oopgaan? Jy is veronderstel om van jou eie te vat en te gee, totdat daardie man geholpe kan raak deur 'n organisasie. En tog sien ons dit so baie, dat dit ons mense verskriklik, die mense is hartseer oor hierdie dinge. En baie van die organisasies kan nie vir hierdie ou iets gee nie, of kom ons sê eerder wil nie vir die ou iets gee nie, want ek laat my nie vertel dat 'n kerk met honderde lidmate, daar nie iemand onder hulle is wat 'n leë kamer het waar 'n persoon tydelik geholpe kan word nie. Maar nee, die 1,7, 1,5 miljoen SUV's met die pastoor agter die stuur kom gooi 'n ou hier af, sonder afspraak, sonder om te bel, hier's vir julle nou nog 'n hawelose. En dan voel hy verskriklik trots. Hy is een van hierdie geneeshere wat nie die dokter nodig het nie. Nou kom gooi hy hierdie besmette persoon af by ander mense, wat hy in sy hart ook dink is net so besmet. Dit is wat 'n Israeliet eendag vir my gesê het. En dit het maar by my verbygegaan. Toe sê hy, ja, jy is daar waar jy hoort, by al die dronkaards en al die dwelmgebruikers en slegte goed, jy pas net daar. Toe sê ek van baie dankie, dan pas ek baie goed daar. Maar waar hulle dan is so gesond en so sonder sonde, dat hulle nie naby sondaars wil kom nie. En dit is 'n probleem, want jy kan net aan die ander kant lig kry as jy hier lig opdoen, en ek het gister baie duidelik gesê hoe 'n mens lig kry aan die hand van daai kandelaar skets, dat jy moet doen om lig te kry. Jy moet die liefde uitleef. So vers 9, aan julle werke en dade sal die mense erken dat julle almal my leerlinge is. Hoe verkeerd is die leerstelling van dat ons nie deur werke gered word nie? Ja, ek erken Yeshua se genade. Sy genade is dat ek vanoggend hier kan sit en sy woorde lees. Hy moes my eintlik al uitgewis het 30, 40 jaar gelede. Dit is genade, maar ek kan my nie daarop beroep nie. Jou werke en jou dade sal jou wys of jy een van sy leerlinge is. En as daar nie werke en dade is nie, al is daar hoe groot godsdienstige gees onder daai gemeente, Yeshua is nie daar nie. Dit is iets wat ons baie duidelik moet in die lewe beskou. Want dit is makliker om waarheid te preek as om waarheid te doen. Watter nut het die woord as sodanig, as dit nie lewend word deur die daad nie? Wat het jy aan die mooiste gedagtes en idees, as die krag jou ontbreek om dit ooit in die praktyk te bring? Ook het jy niks aan mooi en ware woorde,
as jy hulle self nie eers voor alles wil uitvoer nie. Slegs die werk het waarde. Gedagtes, idees en woorde is waardeloos as hulle nie, hoe dan ook, ten uitvoer gebring word nie. Daarom moet elkeen wat goed preek, self ook goed handel. Anders is sy prediking niks meer werd as 'n leë dop nie. Wat 'n kragtige vers vir elke mens wat die woord van Yeshua uitdra, of wat hom as 'n prediker voorhou. As daar nie werke is nie, is daar niks. Jou woorde, mooi preek wat jy gee, jou gedagtes van alles wat jy graag wil doen, maar jy kom nie daarby uit nie, of jy wil nie daarby uitkom nie, want dit gaan nou van jou iets vereis. Al daai goed is waardeloos. Liefde is 'n werkwoord, dit is 'n doen ding, nie net 'n sê ding nie. Baie keer is die liefde so, die mense kom jy by mense en dan hulle omhels jou, en hulle druk jou, maar dan het hulle 'n dolk in die ander hand, en die druk hulle in jou rug in, en jy vind dit eers later uit. Pas op vir daardie liefde, wat ongelukkig vandag 'n liefde is wat in die Christendom ingekruip het. En dat die ware liefde vir ware omgee, waarvoor ons as volk, as boerevolk, bekend gestaan het. Ons het bekend gestaan as die mees gasvryste volk op aarde. Wat is ons nou? Ons het die teendeel daarvan geword. Jy kan maar na Indiërs gaan kyk, na Grieke, na Portugese, gaan kyk hoe hulle mekaar help. En dan kyk jy hoe die Afrikaner homself en sy medemens help. Dis eintlik skrikwekkend. En tog het ons as Christen volk die leer van die koning Yeshua uit die hemele, en ons doen dit nie. Hulle, meeste van hulle, as hulle Rooms-Katholieke is, of hulle is Boeddhiste, of Hare Krishnas, of wat ook al, het nie daai kragtige gees in hulle leer nie, maar hulle het 'n kragtige broederliefde, wat hulle dan vir mekaar laat sorg. Ek bedoel, die Grieke werk so in hierdie land. Jy het 'n winkel, en nou soek jy mense, nou laat kom jy mense van Griekeland af, jou naastes, van mense wat jy daar geken het, en die ou werk in jou winkel, en jy sien maar hy is potensiaal, dan kom die ander Grieke by mekaar, en hulle koop vir hierdie oue kafee iewers, en hy moet hulle dan afbetaal uit die opbrengs uit, en so het hulle van hom nou 'n onafhanklike eienaar van 'n besigheid gemaak. En so versorg hulle mekaar, en hy dan weer op sy beurt. Maar wat doen die Afrikaner? As jy 'n besigheid oprig, en jy sien die besigheid is goed, dan sit 'n ander ou nog so 'n besigheid op, dat hy jou besigheid kan steel. Naby genoeg aan jou. Goeie voorbeeld, as jy jou oë oopmaak, as jy nou hier by ons by die hoofpad, by Van der Hof, en draai jy links, dan kry jy 'n pottery plek, net hier links by ons, 'n pottebakkersplek. En later aan het 'n ander ou 'n pottebakkersplek gemaak tussen Pretoria en hom. En toe het nog 'n ou 'n pottebakkersplek gemaak tussen Pretoria en hom, om die verkeer na hom toe af te sny en na hom toe te kanaliseer. Baie duidelik. Is daar nie baie liefde gewees in die daad wat hulle gedoen het nie. En so vind ons dit baie keer. Nie net in besighede nie, maar individue, waar mense met mekaar omgaan om ander mense minder te maak, en van hom dit wat hy gedoen het af te breek. Hoofstuk 79, die oor armoede en naaste liefde. Nou ons het baie met dit te doen hier op die plaas. Ons lees en ons neem kennis.
die meester Yeshua, daar bestaan in die wêreld 'n groot aantal gevare vir die siel. Aan die een kant is daar die armoede, sy begrippe van myn en dyn, dit is eintlik 'n Hollandse begrip, maar dit is myne en joune, word al swakker na mate die mens meer daaronder gebuk gaan. Laat die armoede onder die mense daarom nooit te groot word, as jy 'n veilige pad wil loop nie. En dit kan ons oor die hele wêreld sien, dat die armoede het verskriklik geword in feitelik alle lande. En nou sit daardie ryk mense of beter gestelde mense met 'n geweldige probleem, want hulle die ding te ver laat gaan. As jy kyk hoe lyk dit in Amerika, hoe die mense in tente en sinke in die stede, in die hoofstede van Amerika, in die stadsentrum, bly hulle daar in die strate en gebruik dwelms en besmet die plek. Dit is dinge wat die leiers en die mense wat welgesteld is, toegelaat het om te gebeur. Daar's baie redes vir die goed, maar dit moenie tot daar kom nie. Die ou se probleem, hierdie Zorel, is hy het nie 'n begrip gehad van myne en joune nie. Hy het gedink, syne is syne en al die ander is ook syne. So hy kan vat van hulle, want hulle het baie. En moenie 'n fout maak nie, daai begrip is nog steeds in ons volk se arme mense teenwoordig. Jammer om dit te sê, maar dit is so. Maar laat diegene wat reeds arm is, hulle meer welgestelde broers vra wat hulle nodig het. As hulle teen harde harte stuit, laat hulle self dan aan my toe wend, my Yeshua, en dan sal hulle geholpe raak. Armoede en nood is geen verontskuldiging vir diefstal en roof, en nog minder vir die dood van 'n beroofde nie. Wie arm is, weet nou tot wie hy hom moet wend. Armoede is weliswaar 'n groot plaag vir die mense, maar dit dra daarin die edele kiem van nederigheid en van ware beskeidenheid, en sal daarom ook altyd onder die mense voorkom. Maar tog moet die rykes dit nie te groot laat word nie, omdat hulle andersins baie gevaar loop, hier en eendag ook in die hiernamaals. As daar armes onder julle is, sê ek vir julle almal, julle hoef hulle nie soveel te gee, dat hulle ook ryk moet word nie, maar julle mag hulle geen nood laat ly nie. Die wat julle sien en ken, moet julle na reg en billikheid help. Daar sal egter nog baie op hierdie groot aarde wees, wat werklik ontsettend arm is, en wat baie groot nood sal ly. Julle ken hulle egter nie, en hoor ook nie hulle gekerm nie. Daarom beveel ek hulle ook nie in julle sorg aan nie, maar slegs hulle wat julle ken, en die wat ook na julle toe kom. Nou hier is ook 'n baie meer verduidelikende begrip wat hy deurgee van jou naaste. Ja, daar is verskriklik baie nood en lyding in die wêreld. Kyk maar net wat in die Midde-Ooste gebeur. Ek het nou gesien hoe daai soldate van die Jode, hoe hulle 10 kindertjies van onder 5 jaar se kele se muur afgesny het. En dan word jy so innerlik ontstemd daaroor dat sulke boosheid gebeur, en dat daar eintlik, wat kan jy daaraan doen, want dit is net te ver van ons af. Dis nou jou verste. Maar Yeshua sê, ek toets jou aan die mense om jou. Daarom toets hy elkeen van ons met al die mense wat hier op die plaas is, eerstens. Tweedens met al die ander mense wat jy buite hierdie kring mee in kontak kom, en dan met jou familie wat dan oor die land en partymal oor die wêreld versprei is. Dit is waar jy die naaste liefde moet beoefen. En daar is genoeg geleenthede om dit te doen met die mense om jou. En dit is hoe jy geoordeel gaan word, op grond daarvan.
Nie op grond wat in 'n verre land gebeur, waar jy nie eintlik enige bydrae kan lewer nie. Ons gaan verder. Wie van julle met sy hele hart 'n vriend sal wees van die armes? Vir hom sal ek ook 'n vriend en ware broer wees in die tydelike en die ewige. En hy sal die innerlike wysheid nie van 'n ander wyse hoef te leer nie, maar ek sal hom dit in alle volheid in sy hart gee. Wie sy arme naaste broer sal lief hê soos homself, en 'n arme suster nie sal wegjaag nie, van watter stam of watter leeftyd hy ook al mag wees, na hom toe sal ek altyd self kom en my getrou aan hom openbaar. Ek sal dit vir sy gees, wat die liefde is, sê, en die sal daarmee die hele siel en sy mond vul. Wat hy dan sal sê of skryf, sal deur my vir alle tye der tye gesê en geskryf wees. Dis regtig 'n wonderlike belofte. En al wat hierdie belofte vooraf gaan, is dat jy 'n naaste broers en susters sal lief hê en hulle nie sal wegjaag nie. Die siel van 'n hartvogtige sal egter deur slegte geeste gegryp word, en hulle sal haar, dit is die siel, ten gronde rig en gelyk maak aan die siel van 'n dier, en so sal sy, die siel, dan ook in die hiernamaals sigbaar word. Dit is 'n skrikwekkende gedagte, dat 'n hartvogtige siel uiteindelik 'n dieresiel word. 'n Siel van 'n leeu of 'n tier of 'n hyena. Gee graag en gee ryklik, want soos wat jy gee, so sal jy ook weer ontvang. Wie 'n hartvogtige hart het, kan nie deur my barmhartigheidslig deurdring word nie, en in hom sal die duisternis woon, en die dood met al sy verskrikking. Maar 'n sagte en week hart sal deur my barmhartigheidslig, wat in wese baie sag is, baie gou en maklik deurbreek word. En ek sal self dan in so 'n hart binne gaan, met alle volheid van my liefde en wysheid. Glo dit, want die woorde wat ek nou vir julle sê, is lewe, lig en waarheid, en 'n daad wat volbring is, waarvan elkeen wat dit sal navolg, die werklikheid sal ervaar. Baie kragtige woorde wat ons vanmôre hier lees, wat 'n mens maar hierdie lesingkie kan bære in jou skrif en gereeld lees. Daar is 'n wet wat sê, en dit sluit aan hierby. Ek noem dit nou 'n wet, maar dit staan in die Nuwe Testament nie as 'n wet nie. Vader, vergewe ons sondes soos ons skuldenaars vergewe. Die gebed wat Joshua geleer het. Nou daai sinnetjie is 'n wet. En dit is so dat die Nuwe Testament nie vir jou sê jy moet nie. Die Nuwe Testament sê jy sal. Maar as jy dit nie doen nie, dan kan jy ook nie die vrugte van die Gees ontvang nie. En daardie wet om jou sonde vergewe te kry, moet jy jou medeskuldenaar moet jy vergewe. Al het hy hoe erg teen jou gesondig. Al het hy die mees vieslikste goed van jou in die wêreld uitgebasyn. Jy moet hom daarvoor vergewe. Jy sal eers sonde vergifnis kry, wanneer daar niks is wat tussen jou en jou naaste staan wat sonde aanbetref nie. Daar staan in die skrif, elke oortjie sal betaal word. Elke kleinste stukkie skuld sal betaal word. Indien nie hierdie kant nie, dan aan die ander kant. En dit is iets wat ons mense nie altyd aan dink nie. Kom ons sê, hier's nou 'n ou wat baie lelike dinge oor my te sê het,
en ek het hierdie wrok in my hart teenoor hom, en ek kan hom net nie vergewe, hoe kan hy so iets van my sê? Dan is al my sonde, wat ek nou doen, ook nie vergewe nie. Eintlik, vanaf die aangeleentheid af, is al my sonde onvergeefbaar. En dit beteken dat jy en ek verniet kan sing, lofprysing bring, verniet kan bid, verniet naaste liefdewerke doen. Die las van sonde sit nog bo op ons. En sou ons sterf, sou daardie las van sonde, van onvergewensgesindheid, ons volg in die hiernamaals, en wat gewoonlik manifesteer as duisternis, en wat dan verhoed dat jy in ligryke kom. So, om 'n ander persoon te vergewe, om die ander wang te draai, is dan ook om jouself te bevry van jou eie sonde. Want die woord in die gebed sê, vergewe my skulde soos wat ek my skuldenaars vergewe. Die twee is gekoppel aan mekaar, daar is nie wegkom nie. Die tweede ding wat jy doen is daardie ou wat so boos teenoor jou opgetree het. Deurdat jy daardie sonde vergewe het Joshua dit ook van sy boek afgehaal. En is hy nou skoon daarvan. Wat dan beteken dat hy 'n makliker pad het vorentoe. Waar hy sekerlik geklassifiseer kan word as 'n groter sondaar, omdat hy nie bereid is tot vergifnis nie, maar dit maak dat hy meer toeganklik vir die ryk van die lig kan word, of soos ons sê, vir die hemel. So deur daardie ding toe te pas in jou lewe en te doen, is om eintlik self verlossing op te tree op aarde. Jy is eintlik nou 'n verlosser in die kleine, en dit is wat Joshua van ons wil hê. En ek sluit af met 'n klein voorbeeldjie wat ek nou die dag gehoor het. As jy staan met 'n koppie koffie in jou hand, en 'n ou kom verby en hy stamp die koffie oor jou uit. Dink nou aan die ou wat daar staan met die koffie, dit is nou interaksie tussen twee mense. Wie se skuld is dit, dat daar koffie op jou klere gekom het? Uit die aard van die saak, ons sê, is die ou wat my gestamp het. Nee, die rede dat daar koffie op jou klere is jy, want jy koffie in die koppie gegooi. Dit kon water gewees het, dit kon iets heeltemal anders gewees het, maar die feit dat koffie op jou klere gespat het, is omdat jy koffie in daai koppie gehad het. En dit sê maar net, dat wanneer ons met 'n interaksie kry, waar iemand ons stamp, soos hy nou gesê het, klap, dan is dit wat na ons toe kom, is ons eie skuld, want ons trek dit aan. Karen het baie lesings daaroor gegee, dat wat in ons koppie is, of in ons hart is wat ons aantrek. En wanneer ons dan in so 'n situasie kom waar ons benadeel word, kyk altyd, wat is fout binne? Hoekom het ek hierdie situasie nou na my toe getrek? Wat het ek uitgestraal, dat hierdie persoon hom teen my gestamp het? Moenie altyd die ou wat die koppie omstamp blameer nie. Wat het jy in jou koppie? Dis waaroor dit gaan. Baie dankie.